Hallo julle en welkom by ons Verdiep podcast waar ons 'n bietjie gesels oor die woord van die vorige Sondag. Hier saam met my kuier Pastor Ilse Voliter. Dit is wel haar verjaarsdag vandag en ons celebrate Pastor Ilse. Geluk met jou verjaarsdag. Ek sal nie jou ouderdom bekend maak op die lig nie, maar geluk met jou verjaarsdag en mag die Here jou ryklik seën. Ons het Sondag bietjie gekuier oor die nuwe reeks waarmee ons begin. Verhoudings verbind deur verbond. En deel 1 het ek gevoel is gepas om te begin met waar dit alles begin. Waar begin daai verhoudings? Genesis 2. Ja. As ek nou reg onthou. Ja, dis so. Jy het 3 verskillende verbondsverhoudings uitgewys. Die eerste en dan ons belangrikste een is dan ons een met God, waar ons dan sien die basis, die fondasie van enige verbond, enige verhouding. Voorbeeld in Genesis 2. So dit was mooi. En dan het jy verbond in huwelik uitgewys, wat dan nice is, mooi land. Jy het 'n pragtige landing page begin. En dan die verbond, vriendskapsverbond. Ek dink ietsie wat nie baie oor gepraat word nie. Jy het eintlik ook bietjie mooi uitgebrei oor dit rondom hoe dit snaaks is in ons sosiale konteks vandag. Ja, in ons konteks vandag, ek dink as jy die woord verbond gebruik, is dit reeds vreemd. Jy weet, is nie 'n woord wat ons baie gebruik nie en ja, seker by die huweliks seremonies, so nou en dan kan jy hoor van verbond en die gedagte rondom verbond en dan so nou en dan in die kerk sal die woord verbond genoem word wanneer ons praat oor nagmaal, verbondsmaal, maar omdat dit nie deel is van ons daaglikse taal nie, dink ek is 'n vreemde konsep. Ek dink nie almal besef altyd wat is 'n verbond nie. Nee, ek dink ook die oomblik wat jy lees in die skrif hoe hulle verbonde gesluit het, dan voel mense so 'n bietjie cringy ook. Ja. En voel dalk ons bly weg van hierdie af. Maar wat is dit anders, nê, as laat jou ja wees en jou nee wees en enigiets meer as dit is uit die hel, sê die woord. Wat is dit anders? Ja, is eintlik sad dat daar iets moes wees wat God instel om vir ons die erns van die saak vas te maak. En as ons nou sê die erns van die saak, kom terug en ek wil nie nou te veel tyd spandeer op die 3 verskillende verbonde nie, want ons gaan oor die volgende 3 weke baie daaroor praat, so ons nou ja, daai tyd volmaak met dit nie, maar verbond, die verbondgedeelte van elke verhouding is belangrik. Dis belangrik om tot by die verbondgedeelte te kom, maar voordat ons daar kan kom, moet so 'n verhouding eers begin. En nie elke verhouding wat jy begin is 'n verbondsverhouding nie. Nie elke persoon wat jy ontmoet bring jou tot 'n verbond met God nie. Nie elke persoon wat jy ontmoet trou jy mee. Ja, jy sluit nie 'n verbond met God. En nie elke persoon wat jy ontmoet op die straat word 'n langtermyn vriendskap nie. So hoe belangrik is dit dan om te discern en die regte persone in jou lewe toe te laat en dan ook so 'n persoon vir iemand anders te wees. Of dit dan nou is op 'n langtermyn of op 'n korttermyn, want die woord divine connection kan vir 'n doel wees, maar nie noodwendig vir 'n lang tydperk ook nie. Dit is 'n season or a moment. Is dit 'n langtermyn of net 'n mentorskap oomblik, daai oomblik wat jy iemand in die winkel ontmoet en dis just giving direction. Ek het vanoggend 'n cool oomblik gehad. Ek sit en ek gesels en ek gaan sit en ek drink koffie en ek hoor 'n gesprek van 2 vroutjies en my 1 of 2 woorde in hulle gesprek trek so 'n bietjie aandag, is dit nie. En ek vloedster die Here dat ek met hulle kan chat en ek het hulle 1 of 2 keer in die gym al gesien en begin toe met hulle praat en sê hoor nee maar hulle is nie in die dorp en hulle praat so 'n bietjie en hulle praat oor kerk en ek sê cool oomblik. So dit beteken nie dat daar 'n noodwendige verdere verhouding gaan wees nie, maar vir die oomblik was daar 'n spiritual guidance of oomblik en ek glo daai is divine. Dit is divine. Die woord divine. Kom ons praat eers gou oor die woord divine. Wat beteken die woord divine? I think higher. There's a moment planned by God for that purpose. Daar's 'n rede en dis nodig vir jou. En wat lekker is, Jesus maak seker dit gebeur. Ek en jy because it's higher than me and you. En dan En ek het hierdie gedagte of ek sien hierdie prentjie hoe die woord
skets dit vir ons en dat elke persoon het God beplan voor die grondlegging van hierdie wêreld. So elke persoon wat jy mee te doen kry, het Jesus reeds beplan voor hierdie wêreld beplan is. Wow. En hy het presies geweet wie hulle is, waar hulle gaan wees, wanneer hulle daar gaan wees. Hy het presies geweet wat hulle in tekort gaan skiet en wat hulle great eienskappe gaan wees. Hy het presies geweet wat hulle geskiedenis is. Hy weet wat hulle abilities is. Hy het presies dit geweet en baie van dit juis in hulle geplaas vir 'n divine moment, vir 'n goddelike moment, 'n hemelse oomblik, 'n wonderwerk oomblik, 'n bonatuurlike oomblik. So hier's die ding, elke persoon waarmee ek en jy te doen kry op 'n daaglikse basis is 'n divine connection person. Miskien nie vir jou nie. Maar verseker vir iemand anders. Jesus het daai persoon gemaak en dis dalk iemand se sussie, iemand se ma, iemand se ouma, iemand se mentor, dalk iemand heeltemal anders as dis dalk nie vir jou nie, maar jy kry met daai persoon te doen. En dit het my laat dink, ek het wel nie Sondag baie daaroor gepraat nie, maar hoe belangrik is dit dan vir ons om die mense wat God geskaap het en divinely gepurpose het vir 'n oomblik op te pas en te beskerm en vriendelik te wees. Hebreërs 13 vers 1 en 2 praat van die broederliefde en praat van gasvryheid. Hoe belangrik is dit dan vir ons om daai mense mooi op te pas ter wille van God se plan? Ek dink die woord broederliefde en dan die gasvryheid, ons het die voorbeeld waar gasvryheid is nie noodwendig vir die mense net binne in jou lewe wat jy goed ken nie. En dis daai wat jy aan die buitekant ontmoet, wat jy weet, ons is so verkeer haastig. En ek dink ons mis baie van daai oomblikke, want ons jaag verby dit en ons, met goeie rede, die life happens, maar in daai oomblik, om gasvry genoeg te wees, vriendelik genoeg te wees, en dan, in my opinie, die lig wat binne my en jou skyn van Jesus, te deel vir 'n oomblik, want dis dalk die enigste stukkie mooi, enigste stukkie Jesus wat hulle gehad het, and that's why God planned that moment, because he knows, hy het sy lig binne my en jou gesit, en dan is dit, you never know, is die volgende oomblik vir iemand se siel om gered te word, dis hoe crazy changing daai oomblik kan wees. En hoe jy as 'n kind van God met die volgende persoon werk, hoe jy die persoon hanteer by die koffieshop, by die winkel, wat vir jou in jou huis werk, mense om jou familie, vriende, werkskollegas, hoe jy met daai persoon werk, kan sy gemoed verander, kan daai persoon hoop gee, kan daai persoon weer vertroue gee, in geloof in God gee. En dis wat jy sê, wat baie keer nodig is vir so 'n persoon om te besef, maar hy is 'n divine connection. Almal van ons struggle of somewhere in ons lewens met die gedagte van, is ek waardevol? Is ek belangrik? Het ek 'n purpose? Het ek 'n doel hier op aarde? En 'n groot gedeelte van my boodskap Sondag het daaroor gegaan dat Jesus my gestuur het om te sê, maar jy is. Elkeen is. Hy het jou geplaas, hy het jou divinely create en gepurpose en jou tussen sekere mense geplaas. En jy gaan oor iemand se pad kom, weer eens, dit kan vriende wees, familie wees, werkkollegas wees, dit kan by skool wees, dit kan enige plek wees, maar jy gaan iewers met iemand te doen hê, en dit wat binne in jou is genoeg. God het dit daar binne in jou geplaas, en jy het die ability om dan 'n divine connection te wees vir iemand anderste. Ja, jy kan. Dis my mooi, jy praat van mense in jou lewe plaas, mense wat op mekaar se pad is, en dis soos daai puzzelstukkie in die liggaam van Christus. Ek dink ons sou arrogant geword het as elkeen van ons alles kon doen. Jy sou nie afhanklik gewees het van die volgende persoon nie. So daai eienskappe wat lek in my en jou, dwing jou eintlik om dit te doen, in plaas van jou te isoleer en jou af te stomp. Jy kan net soveel doen op jou eie. So dan kom dit en hier sit die volgende persoon met die antwoord, of die sleutel. En you unlock the next door, die oomblik wat jy dan divine connections toelaat in jou lewe. En dis om terug te gaan na die skepping in Genesis toe. Genesis 1 praat van 'n drie-enige God. Alreeds kry ons die gedagte dat God 'n drie-enige God is, wat beteken hy's 'n God van verhouding. Hy staan in verhouding. Hy's nie net een en that's it nie. Hy's 'n drie persone in een God. En baie keer blou dit ons mind net om dit te probeer verduidelik en te verstaan, maar
vir my is dit presies wat God wil skep, is daai tipe verhoudings wat so opreg is, so naby aan mekaar is dit, wat dit purpose gee, alles, en ons sien dit in God se wese, hy is 'n God van verhouding. So hoekom sal 'n God van verhouding enigiets anders skape as iets wat verhouding primêr maak, en van Genesis tot Openbaring gaan die hele woord oor verhoudings, daar's oral net, ek het dit nie Sondag genoem nie, maar in die Ou Testament vind jy nog een of twee profete wat alleen, jy weet, op hulle eie afsonder en nie tussen mense kom nie, maar selfs hulle kom en hê verhoudings met die koning, daar's 'n tipe verhouding wat plaasvind. Maar in die Nuwe Testament vind jy dit nie eers meer nie. Jy vind dat die kerk integrate, dit is 'n vyfvoudige bediening, dit is church, dit is so die hele doel van God se skepping met ons is om wesens te skep wat in verhouding sal staan, en dan terug na die woord wat jy gesê het, hoe belangrik is dit dan vir ons om nie te isoleer nie. Nie om as gevolg van die feit dat ons seer gekry het, teleurgesteld is, en ou verstaan dit alles, dat ou vir 'n tydperk bietjie onttrek en net genees en het, maar hoe belangrik is dit terwille van jou toekoms, om dan nie daar te bly nie, en dan weer jouself toe te laat om mense te vertrou, uit te kom, en jouself oop te maak vir moontlike divine connections. Meer mense, ons sê baie keer ons kry seer, en Sondag het jy very pertinent gesê, het was vir my mooi, soos daar's 'n tyd om dan verby dit ook te beweeg, en dis nodig, en jy sê dit nie omdat jy lelik is of nie gevoel het vir die persoon wat seer gekry het nie, maar daar's soveel meer om verby dit te beweeg. As ek in my lewe moet vat om met mense te werk, mense verskil, mense stamp koppe, mense doen, maar as ek die lys moet vat van voordele in vergelyking met nadele, die voordele outweighs it always. Daar's dit, en dan as jy dit wil omdraai, hoeveel keer was jy al op die nadele lys van iemand anders? There's always, Daar's iets, so dan dink ek, hoekom wegstap, daar's altyd 'n wen om mense toe te laat in jou lewe, en dit behels bietjie risiko, wat ons nie altyd like nie, maar dit is okay, want daar's genade, daar's grace, en dis hoekom ons daai goed beoefen, daai broederliefde, verdraagsaamheid teenoor mekaar. You're gonna annoy somebody. Iets wat jy sê, dis deel van dit, maar wat is dit dan anders as om te leer in jou huishouding om saam met ander mense te werk? Pastors, was dit nie vir verhouding nie, was dit nie dat God 'n God van verhouding was nie, dan en ons kon isoleer en op ons eie dan die ding doen, ons is nou heel op ons eie, wat sou van die wêreld geword het? Jy nooit met enigiemand te doen gehad het nie. En die antwoord is niks, die wêreld sou doodgeloop het. As niemand met iemand by 'n werk wou assosieer nie, familie, vriende, in 'n corporate setting nie, as niemand met niemand, dan sou die wêreld tot stilstand gekom het. En dis eintlik wat gebeur in iemand se lewe wat hulle begin isoleer. Jy weet, iemand wat hulle isoleer, en as gevolg van, ek verstaan hoekom mense baie keer wil isoleer. Ek verstaan die seer en die trauma en daai goed, maar die oomblik wat jy jou isoleer, dan kry die vyand jou alleen. En dis dan wanneer hy met depressie inkom en al hierdie goed, en selfs sekere sonde het reg te doen met die feit dat jy jou isoleer en nie tussen mense beweeg nie. Maar die hele doel van die vyand is om jou verder en verder weg te kry van verhoudings met mense, sodat jy die waarde van verhouding nie meer besef nie, en dan ultimately gaan jy verder en verder beweeg met jou verhouding met God. Dit gaan ook nie meer vir jou sin maak nie. Soveel mense bid en sê, ja, maar die Here hoor nie my gebed nie. Hy weet, ek bid vir 'n werk, of ek bid vir dit. En dan is my vraag, maar het jy al CV's uitgestuur? Het jy al van besigheid tot besigheid geloop? Het jy al aan deure geklop? Nee. Wat doen jy om 'n geleentheid te skep vir 'n divine connection? En dis eintlik die vraag, is as jy nie jouself uitplaas daar buite nie, en daar's 'n risiko involved dat jy kan verwerp word. But it's part of life, and that happens to all of us. Maar as jy nie jouself daar buite uitplaas, dan gaan jy nie 'n divine connection kan maak met iemand nie. Jy gaan deur iemand anders 'n divine connection kry wat die Here dan vir jou deur kan oopmaak, finansiëel of gesondheid of verhoudings of enigiets. Jy gaan dit mis. Ons het met ons pilare, ons visie en missie is behoort 'n groot deel van dit. Jy het 'n plek, en as ons kyk in Handelinge wat die skrif sê,
ek en jy moenie die onderliggende byeenkomste, nie Handelinge Hebreërs mis nie, dan is dit vir my nie toevallig dat dit net voor die broederliefde is in Hebreërs 13. En dis nie om te sê, hoorie so, jy is veronderstel om in die kerk te wees of iets nie, maar dis omdat daai community in 'n corporate opset Die verhoudings. plaasvind. Ja. Saam met dit kom die verhouding, saam met dit Ja. en dan elke keer Irene spot so my dogtertjie dan sê sy so, mamma, ons is tropdiertjies. Jy weet, as ek, want ons is so geskape. Ek en jy is in essence elke persoon om saam met mense 'n pad te kan stap. As jy kry beraders, jy kry mense wat goed luister vir iemand anders se hart. So wanneer jy seer gekry het, kom na, Daar is mense wat kan help. daar's mense wat gemaak is, wat geskape is, dit vul hulle hartjies die oomblik as hulle luister wat hulle vir jou sê, en dan is dit belangrik, hier is die verskil met wanneer jy met iemand praat. Jy het nodig om te kies jy die persoon wat bereid is om vir jou goddelike raad te gee, dalk bietjie meer regheid en dit, maar opbouend. En of kies jy die persoon daar buite wat vir jou gaan sê, ja, nee, weet jy, hoekom gaan jy kerk toe? Hoekom het jy daai persoon in jou lewe, hulle slaan jou die hele tyd met die Bybel, wat ook al die goed gesê kan word, is dalk bietjie dramaties, maar ons sit op 'n plek en jy's eintlik in die perfekte deel om te kan sê, ek is nie 'n burden nie. Maar die oomblik wat ons depressief raak, wil ons isoleer, want jy voel nou jy is too much vir die volgende persoon. Maar dis nie die waarheid nie, is deel van die vyand se manier om daai te kan doen. Maar ons is nie so geskape nie, ons is veronderstel om in groepe te beweeg en mekaar te kan dra, mekaar se las te dra. Dit maak ons sterker op jou einde van die dag. Dit doen verseker, en ek het Sondag 'n klomp getuienisse gedeel. En die hele doel daarvan was om te sê dat in my persoonlike lewe bid ek vir divine connections. Voor ek 'n besigheid geleentheid najaag, bid ek vir 'n divine connection. Iemand wat die Here gepurpose het vir daai oomblik om deure oop te maak waar hy wil hê ek moet ingaan. En ek sien dit in my lewe, in my verlede. Ek sien hoe Jesus daai divine connections oor my pad stuur. Een persoon wat 'n deur oopmaak en dit lei na die volgende. Ek bid nou al vir divine connections vir my kinders. Of dit dan nou 'n vriend is, op die stadium vir vriende. Ek kan nog 'n bietjie wag met die girls, maar ek bid vir divine connections. Ek bid dat daar eendag as hulle in 'n plek is in hulle lewens na skool en waar hulle 'n lewensmaat nodig het. Iemand om die lewe mee aan, dan bid ek vir 'n divine connection. Ek bid nie net sommer vir 'n worldly connection nie. Ek bid nie vir 'n jy weet sommer net enige tipe verhouding nie. Ek bid vir 'n divine, een wat deur God gestuur is om my kind se lewe te verander. En daai is vir my personally een van die belangrikste goed waarvoor ek bid. Ek het al soveel keer gehoor mense, ja, maar die Heilige Gees kan dit vir my gee. Hy kan my die wysheid gee. Jy weet, en ons bid vir mense wat sukkel met verwerping of met depressie, en ons bid vir hulle en ons bid dat die Heilige Gees hulle sal help oor dit kom. En ons bid dat, en as my vraag baie keer, maar moet ons nie bid dat die Here 'n divine connection oor daai persoon se pad stuur nie? Ek het al soveel keer aan mense soos, ja, ons moet bid vir hulle kinders, want hulle kinders is van die pad af, en jy weet, daar's iets wat in hulle lewe gebeur, en hulle is ver van die Here af, en soos nee, maar kom ons bid dat die Here iemand oor hulle pad stuur. Die regte koneksie maak. Daar soveel keer aan jou kinders luister nie noodwendig vir jou as 'n ouer en dit. Jy moet weet, daar gaan dalk iemand anders in hulle lewe gee. Hoeveel keer as jy op skool was, daai onderwyser wat vir 'n oomblik lank genoeg stil gestaan het, geluister het. Mentors en jy weet in 'n mens se eie lewe, daai hoe mens weet dit maak 'n verskil. Ek stem saam, bid dan vir dit waar hulle dan kan luister. En dan in daai oomblik gaan hulle waarskynlik besef, o wag, maar my ouers was reg geweest. Miskien kan ek nou maar luister vir hulle. Maar ons almal het daai fases deurgegaan, so jy moet besef jy kan nie altyd die antwoord wees noodwendig vir ander verhoudings of jy's nie die enigste persoon nie. Daar is ander mense wat die Here wil gebruik. Wat moet gebruik word. En hy het dit so beplan. Hy het dit so beplan. So weer eens, ek dink die belangrikheid van so 'n divine connection is vir my in my personal lewe uiters belangrik en ek dink net om te bid dat die Heilige Gees die hele tyd ons die wysheid, ons die insig, nou jy weet, ons verligte oë vir ons verstand gee. Dis great gebede en dis nodig en dit, maar as jy nie bid dat die Here iemand gebruik nie,
iemand oor jou pad stuur of oor jou kinders of wat ook al, dan glo ek iets ontbreek in die gedagte van verhouding. Ons sien dit in die church, hoe almal nie dieselfde gifts het nie, die Heilige Gees gee gifts aan wie wat hy wil, soos hy wil. Wat beteken as 'n rede? Anders het die hoofpastoor al die gifts gehad en almal het net om hom gevlok en bymekaar gekom en alles, but that's not how God planned it. En die hele doel met hierdie boodskap is om vir elke persoon te sê, maak jouself oop. Maak jouself oop, moenie naïef wees nie, maar maak jouself oop vir verhoudings en jy kom dalk net oor die regte persoon se pad en jy kan 'n divine connection wees of die Here stuur iemand wat vir jou divine connection kan wees. In gesondheid, dit vat die regte spesialis en alles verander, of die regte dokter wat die regte raad vir jou gee. En soms raak ons so hoogheilig in hierdie goed dat ons bid dat die Heilige Gees alles moet doen en niks met mense te doen. Jy weet, ons het niks met mense te doen nie, but it's not how God planned. No, it's not his plan, is baie meer verspreid as dit. Ons het 'n hand nodig, ons het 'n voet nodig. Ja. If we don't have that, dan mis ons iets. So pastor, ek het gepraat van 4 en al seker meer, maar die woord verwys dat in Hebreërs 13 dat sommige van ons al engele gehuisves het. Yes. I mean, dis 'n crazy gedagte om te dink dat daar actually engele tussen ons kan al beweeg het of oor jou pad gekom het wat lyk soos 'n mens en as ou daaroor begin praat dan sou soos jy dit raak weer. Maar totdat jy gaan kyk na Hebreërs verwys na Abraham en verwys na Lot wat legit engele en ek meen by Abraham was Jesus een van hulle gewees, vermoed ons dat dis waartoe die woord verwys en hy het hulle gehuisves, kos gegee, iets gegee om te drink, wat beteken hulle moes soos mense gelyk. Hulle moes soos mense. Ons het hierdie prentjies van Openbaring en Daniël wat crazy en ons dink dit moet altyd so wees. Maar ek stem saam met jou as 'n mens by die graf kyk met Maria, daar's nog 'n voorbeeld wat ons sien, 'n engel wat kom in die vorm van 'n persoon. Ja. En dis lekker, jy het 'n getuienis gebruik waar mens glo dat God divinely used an angel deur jou. Jy weet, waar mens op 'n, julle was by die kar ongeluk wat, ek wil nou nie jou storie absoluut martel nie, maar waar julle ou... Ek dink ek moes my foon op silent gesit het, né? Dis dalk 'n divine connection, miskien 'n ander. Connection, daar is connection. En vandag se tyd is enige koneksie 'n divine connection, want okay. Die sign is in. Anyway, so jy ontmoet hierdie persoon en obviously is daar in daai moment iets groter gewees as net jy, maar net fisies ek. Net fisies jy. Maar wat lekker is, ek dink jy kon daar wegstap en jy weet you're joking about die koerantberig en dat die ou beskryf as blonde hare en blou oë. Ja. Maar is dit nie twee goed as ons dink aan die skrif, as jy sê, wow, hoe begin ons dink hoe ek en jy gebruik word en dan daai supercharging booster aspek van God, daai divine oomblik en dan dink ek, wow, daar's moments wat mense in jou eie lewe kan terugkyk en dink, okay, maar dit beteken dis vir my ook beskikbaar. Ja. Dit beteken dat jou einde van jou ding, as twee goed is, die een is, dis vir jou, jy is kosbaar genoeg, dat die Here dit vir jou ook sal doen. En dan deur jou iemand anders ook kan vra my altyd die vraag, waar in die woord sê dat dit tot einde gekom het? Waar in die woord sê dat die Here nie meer so werk nie? En dat hy iewers besluit het om dit nooit weer te doen nie. En as hy het vir Abraham gedoen het, en hy het vir Lot gedoen, en ons sien dit nog plekke in die woord, toe Jesus opgevaar het in die hemel, toe staan daar 'n persoon langs hulle met 'n wit kleed wat sê, hoekom kyk julle so na die hemel? Die persoon waarna julle kyk, sal net so weer terugkom. En so, selfs in die Nuwe Testament sien ons dat engele tussen die mense verskyn het. En so daai was die een gedagte, dis soos ou bietjie ons moet onsself oopmaak vir verhoudings, want die Here stuur ook 'n engel oor jou pad, maar net die feit omdat jy so vasgevang is in jou boksie, so vasgevang is in woede of jaloesie of depressie of wat ook al dit is wat jou terughou, net die feit dat jy so vasgevang is in daai gedagtes veroorsaak dalk dat jy dit mis wanneer die engel aan jou deur kom klop. By Abraham moes die engele innooi,
waarvan die Here een is, en toe kon die Here vir hom sê, volgende jaar hierdie tyd sy kom as jou vrou swanger. En as hy nie die gasvryheid gehad het nie, die vriendelikheid nie die bereidwilligheid, nie jy weet, daai broederliefde gehad het nie, en hulle net weggejaag het, nie wou help nie, sou hulle die blessing ontvang het 'n jaar later, en ons moet ons oopmaak vir daai moontlikheid. Ek het ook gegaan en gesê, maar Esther en Mordegai, sê Mordegai vir Esther die volgende, hy sê vir haar, hoe weet jy, jy's nie geskaap presies vir hierdie doel nie. For that moment, Jy is 'n divine connection, Esther, en jou divine purpose en doel is, as jy hierdie koneksie maak met die koning, red jy letterlik jou familie en 'n klomp mense se lewens. And everything is deur verhouding. Ek dink nie dis toevallig dat een van die tegnieke wat die vyand so gebruik of waar daar soveel aanval kan wees is op verhoudings nie. Ja. Op seer intentional, en dan kan dit versprei na verskeie goed, jy weet, broers, familie, huise, man, vrou. Ons het definitief krag daarin, nie omdat die vyand dit kom bevestig nie, maar hy probeer daai, ons sien dit in die skrif, so aanval, want dit maak vir ons deure oop, en God communicate kliphard vir my en jou, divinely, naturally, dat ons is veronderstel om onsself oop te maak vir verhouding. Amen. Dit kan in 'n vreemdeling wees. Dit kan Josef se storie in die tronk, totale vreemdeling, en weer eens, al wat ons nou al baie keer gesê het vanoggend, maar dit kan in 'n vreemdeling wees, dit kan, die laaste voorbeeld wat ek gebruik het, is, dit kan 'n geestelike persoon wees. En ek dink dis waar church belangrik raak. Jy weet, ons, weer eens, jy kan jou isoleer, jy kan die Here seker op jou eie gaan dien, en by die huis sit, en nooit church toe gaan nie. Maar hoe belangrik is kerk in divine connections? En ek hou daarvan om dit net so 'n bietjie prakties te maak en huis toe te bring, maar weet jy hoeveel mense weet ek, wat deur kerk, bywoning, die Here te dien in die church setup, hulle lewensmaat ontdek het. Teenoorgestelde voorbeeld, hoeveel mense in 'n kroeg of in die wêreld daar buite hulle lewensmaat ontmoet het en nie noodwendig reguit gewerk het nie, maar deur die church wel, en dit so amazing story is, divine connection. Hoeveel mense deur die church genesing, divinely genees is, maar nie net deur wonderwerke wat die Heilige Gees al gedoen het nie, maar deur 'n koneksie met iemand. En sê, hoorie, weet jy van hierdie specialist? Hoorie, het jy al hiernatoe? En so die getuienisse hou net aan van sulke tipe van goed, en selfs werk. Net in die laaste 2 maande het daar ten minste 2 mense waarvan ek weet, kon ek hulle connect met iemand binne in die church, en hulle het werk ontvang. Jy weet, en hulle sit al 6 maande en die ander persoon al 2 jaar sonder werk. Dis divine connections wat in die church gebeur, soos die profeet Elia by die weduwee kom, en die Here hom soontoe stuur vir die doel. So, pastor, van my kant af, ek dink divine connections is so belangrik in ons lewens, dat dit verander jou lewe totaal, dit gee jou nuwe rigting, en dan, waantoe ons in die volgende 3 weke gaan, dit kan baie moontlik dan ook 'n divine verhouding word, wat dan 'n vriendskap is, of 'n huwelik, of dit kan jou verhouding met God selfs in daai verbond inbring. It deepens everything, soveel fasette. Op 'n laaste punt, so ek dink Jesus het networking begin. Ons sit in die wêreld daar buite, en ons soveel multi-level networking platforms, en dis hierdie hele boom gewees op 'n stadium, maar as jy dink in die skrif, is dit presies wat God kon doen het. Hy het die idee van connecting with people. Ek sou sê, buite het hulle die ding wat sê, dit gaan nie oor wie jy is nie, dit gaan oor wie jy ken, which is absolutely not the truth. Want in ons konteks, maybe is dit, we know God, and the true source of it, en hy sorg dan dat ons die regte koneksies, jy weet, gaan kry, networking met die vissermanne wat moet gaan network, en visse vang. Daar's 'n mooi korrelasie vir my met dit, maar daar's definitief 'n faset waar ons in 'n plek is om te connect met sy skape. We need to love them, we need to love each other, en dan so uit te gaan. Amen. Daar's hy. Ek hoop hierdie podcast beteken vir jou iets, en ek wil jou aanmoedig om uit te stuur
na mense toe, vriende daar buite wat ook albei kan baat. So belangrik. Van my kant af, Divine Connections is iets waarvoor ek bid, gereeld op 'n daaglikse basis en letterlik vir elke afdeling van my lewe. Maar dis ook nie 'n selfsugtige gedagte net dat ek 'n Divine Connection moet ontvang nie. Ek dink een van die hoofgedagtes is wat uit hierdie preek uitkom is dat elkeen van ons is, nie kan nie, is 'n Divine Connection vir iemand anders daar buite. En dit beteken soms om 'n Divine Connection te wees, iets vir iemand te doen of te beteken waaruit jy geen voordeel kan trek nie. And just giving yourself to the purpose and the reason God has created you to be. So ek wil encourage, be a Divine Connection vir iemand in jou lewe daar buite. Be the Divine Connection wat hierdie podcast of die preek van Sondag sommer net deel met 'n klomp mense. Pastor, laaste woord vir jou, van jou. Stop for a moment, share dit. 'n Koneksie is deur om dit te deel, om dit vir iemand te stuur. Daar's hy. Amen. Be blessed.